Julle is nog 'n Vrydag hier. Ons is nou nog so die hele tyd is alles in een opgeneem. So steeds hier by die golfbaan. So sit so onder die klubhuis, hier so ek so foto's van die klubhuis vir julle wys. Hierdie kant is hoor nie so kan wys as daar 'n golfbaan hier bo, pragtige golfbaan. Ek is altyd beïndruk met hierdie golfbane was op die kraanse, op die rotse is. Die manne sê hulle hier is baie balletjies wat hier in die see lê. So ons kuier nog so 'n bietjie hier by Pinnacle Point hier in Mosselbaai. Wonderlike tyd by die Here vir ons kom seën dit hier. Ons is nog besig met die gedagte van die behaaging van God op die ondervinding wat ek gehad het met man van Russell wat hierdie mosaïek tonnel gebou het. Die mosaïek tonnel was nogal 'n wonderlike projek wat hulle geskep het. En toe ek hom vra, hoe voel hy oor die tonnel? Toe sê hy, sy hart voel goed wanneer hy sien mense kom kyk daarna. Is daar 'n mooi teks hier in Hebreërs rondom die behaaging van God se hart en hoe ons voor die Here kan wandel, nie 'n goeie dade nie, maar iets te dink wat die hart van die Here aanraak. As ons ooit mag sê dat ons ooit iets genoeg sal doen om God se hart aan te raak, is daar goed waarop die Here op ons let. Dit is 'n mooi gedeelte in Hebreërs 10, die laaste gedeelte van vers 25 wat ons gaan hanteer van 4. Hy sê laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en des te meer en na mate die dag sien nader kom. Die gedagte wat my aangryp is hierdie, dat ons nie die byeenkomste van die kinders van die Here sal verontagsaam nie, wat onderaan natuurlik nou kan beteken kerkdienste. Daar is seker min dinge so kosbaar vir my wanneer ek sien wanneer 'n ma en 'n pa en 'n klomp kinders daar by die kerk instorm. Die kleintjies sommer, hulle sê nie eens hulle vir jou, hulle sê onder jou bene deur reg het hardloop hulle dan in die sonnaarskool. Daar's niks spesiaal vir my meer om te sien hoe glimlag die mense in die voorportaal van die kerk. En wanneer as die kerk gebou en gaan dit gesels en dit drink koffie en dit geniet saam. En as sien dit die kerk word vol. As die kerk so vol is, gaan dit nie meer oor die getalle nie, maar dit dink aan die hart van God wat goed voel en verbly word wanneer sy kinders kerk toe kom, huis toe kom. Mag die Here vir ons aanraak dat selfs ook in die bywoning van die dienste ook sal oorspoel na ons oggendervaring met die Here. Dat ek stil word voor God. Laat in die aand se gaan slaap, dan sê ek vir die Here totsiens. Dankie Here vir 'n nag. Dit is vroeg in die oggend, Here, ek het so baie moeilikheid kom staan saam met my. En ons ervaar die teenwoordigheid van die Here en die kontak wat ons met hom het. Ook in die byeenkoms wat ek en die Here saam het. Die Here vir ons seën dat ons dit nooit verwaarloos nie. Moenie wegbly van die kerk af nie. Moenie wegbly van die geestelike vriende af nie. Moenie wegbly van die oggend wanneer jy met die Here praat of in die aand wanneer jy gaan slaap nie. Want wanneer ons dit doen, behaag ons die hart van God en ons pluk die vrug daarvan dat ons die vrymoedigheid waarvan hy teks vir ons sê, dat ons in die teenwoordigheid van God kan gaan. Dit is 'n voorreg. En mag die Here vir ons seën dat ons dit nooit sal vergeet. Ek en nou net 'n voorreg om in hierdie plek te wees. Ek dink nie ons sal alleen nie kan kom. Ons is saam vriende gekom, maar laat ons gaan stiek vir die naweek. Loop ons tussen hierdie mense loop. Ons sal seker nie kan bekostig om hier te wees nie. Maar terwyl ons hier is, geniet ons die omgewing en die mense en dit wat ons sien en beleef in hierdie plek. Soos wat die Here elke oggend vir ons seën wanneer ons by sy huis is. Ons geniet die Here voorreg wat ons het dat ons in sy teenwoordigheid kan. Ons bid net saam. Here, ons aanbid U dat U vir ons iewers in ons harte die behoefte en die begeerte gegee het om tussen U kinders te wees Sondag. En wanneer ons saam U aanbid, of dit nou 'n selgroep of 'n bidhuur is, maak nie saak wat dit is nie, maar dat ons die voorreg het om aan ander te kan raak, geestelik, en dat ons kan weet U is in ons midde. Here, ons kan nie wegbly van die byeenkomste wat U saamroep nie. Ons kan nie wegbly van die selgroepe af nie, ons kan nie wegbly van ons vriende af nie, ons kan nie wegbly van ons kinders af nie. Bovenal Here, ons kan nie wegbly van daai kosbare ontmoeting vroeg in die oggend en laat in die aand, en sommer deur die dag ook, want ons die voorreg het om met U te kan praat. Dankie vir die vrymoedigheid wat deur die Seun Jesus vir ons na ons toe gekom het, waar hy vir ons kom aanraak het en vir ons hierdie pad voorberei het. Ag Here, vergewe ons waar tyd en mense en geld en werk en arbeid ons weghou van U af. Ons is te moeg, ons kry te swaar, gaan te moeilik. Lig ons harte op, dat ons in die blymoedigheid ook hierdie pad sal loop.
wat hy vir ons gekies het. Ons eer die daarvoor. Amen. Ons het nou so aan die einde gekom van hierdie kort reksie om God te behaag, aan Hebreërs 10, die woord Hebreërs 10 te ken, gaan kyk weer na die inleidende versie daar, en die 4 gedagtes van, laat ons dan, en dan geef ons daai 4 wenke, nee. Die Here seën vir julle, tot ons volgende week, soos hy wil, mekaar weer kan sien, soos ek maar sê, soos ons lief vir die Here, want hy is lief vir ons. Wees veilig in hierdie week, kyk na mekaar, en dien die Here met blydskap. Totsiens, ons volgende week mekaar weer sien. Totsiens.